107 минута.
baie dankie vir elkeen en vir die deelname word dan nou. Ons susters, ons gaan dan nou na die diens van die hoog toe, en ons gaan dan gaan in die sonnaskool dit gee, om hulle intent te gee. Dankie vir my mamas en alle liefde. En so, sien hulle vandag met vrede en vrede. Amen. Algemeen gehoord bly elke jou kind. Vir jou my ma vandag geliefd. Van liefde wat my haar gebied. Jy was nog altyd langs my pad. My grootste stier in die andere stad. My liefste my liefste haar. So sterk sonder taal. Jy gee my hoop, jy gee my krag. En dra my deur elke donker nag. Mag vrede jou hart altyd vul. Met drome mooi en hoop so vol. Want ma, jy is meer as wat ek sê, maar my liefde sal altyd bly. And it's for the million things she gave me. Always for she's always growing old. He's for the tears he took to save me. Ages for our eyes, pure as gold. He's for our eyes so young and healthy. Eyes like and right she always keep. Put them all together as your mother, the world that means the world to me. Thank you, Jesus, amen. Thank you, Jesus, amen. Thank you, Jesus, amen. Hallelujah, amen.
Broers en susters, ons sê baie dankie aan die Sonnaskool en dan aan die brigade. Jy kan so lank die Bybels opmaak by 1 Konings 17. Jy kan die Bybels so lank opmaak by 1 Konings 17. Dan vra ons dan vir ons theologiese student, die Eileen Carolus, om vir ons die kanselgebed te doen. Goeiemôre, susters, mama, kom ons kyk nog voor. Die woord, die bagage van ons elke dag van ons daaroor maken. Maar daar is geen stad op die aarde dat ons ooit soveel vrede soos die woord kan bied. Maar wanneer ek vanoggend dan so voor u gaan kom, neerbuig is ons gebed dat u ons ore en ook ons harte sal in rigting voorberei om vanoggend te kom luister wat u deur die woord ons wil kom sê. Maar u het al reeds die woord vir ons gegee, elke keer daaroor dink dan, kom gee u net weer vir ons 'n nuwe lig in ons pad om daarop verder te kan gaan. Ons gebed is dan nou Here dat ons sal afsluit oor wat ook al in die wêreld gebeur het, dat ons so ingestel sal wees om te hoor wat u vanoggend ons wil sê. My gebed is Here dat u diens maak vanoggend die woord sal bring, dat jy gedagtes in die hemel sal skryf, en jy net sal skryf en sal sê, soos u vanoggend met ons kom gaan. Ons bid en vaar hier in die naam. Amen. Goeiemôre gemeente, ek lees vanoggend uit Konings 1. Uit Konings 1, hoofstuk 17 tot en met vers 16. Elia kondig 'n droogte aan. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Ahab gesê, so seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dauw of reën val nie. Behalwe as ek so sê, die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê, gaan hiervandaan af ooswaarts en gaan besteek jou 'n kruispunt. Aan die kant die Jordaan, jy kan water uit die spruit drink, en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. Hy het gedoen soos die Here aan hom opgedraai. Hy het daar aan kruispunt gaan bly aan die kant die Jordaan. Die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring. Hulle het vir hom saans brood en vleis gebring, en hy het water vir die spruit gedrink. Uiteindelik het die spruit opgedroog omdat die land nie reën gekry het nie. Toe het die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê, gaan na Safat toe by Sidon en gaan bly daar. En het die weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. Hy gaan toe na Safat, en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tee. Hy vraag toe, gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink. Terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan, bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam. Toe sê sy, so seker as die Here, u God leef, ek het nie meer brood nie, net 'n handvol meel in die krib, en 'n bietjie olie in die onderkant. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar, en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaar maak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan. Elia sê toe vir haar, moenie bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar, net soos jy gesê het. Maar maak eers vir my 'n roostkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, God van Israel, die meel in die krib sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën val het op die land. Sy gaan maak toe soos Elia gevra het, van toe af het hulle genoeg gehad om te eet. Hy en sy en haar gesin, die meel in die krib, het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Dankie gemeente. Baie dankie, broers en susters. Ons is studente in die
Liewe gemeente, ek vra nederig om verskoning nou vir die skoene wat ek tussen die hande wat pas is en die mic, broekkoste vergeet my maar bro, Andre, dis nou alles goed wat my ongemakkelijk maak. En vanochtend kan ek nog nie toelaat dat die goed agter is wat my nou sal laat spreek, so sê die Here. So gemeente, aan die hand van ons teks vanoggend, wil ek met u praat rondom die tema, die wonder van genade in 'n moeder se hande. Die wonder van genade in 'n moeder se hande. Gemeente, ons vind onsself vanoggend in 'n wêreld, in 'n teks wat baie dieselfde lyk as 'n wêreld waaraan ons gewoond is. 'n Wêreld van armoede, 'n wêreld van droogte, maar 'n wêreld van 'n moeder se selfopofferende liefde. En as ek vanoggend vir u vra om te dink aan u laaste maaltyd op aarde, wat sal dit wees? Sou u dit geniet, of sou u selfs vooruit wees om dit te deel? Of sou dan net 'n swaar stilte wees, want u weet dat hierna is daar niks meer nie. En miskien tref dit dan nog dieper vanoggend as u besef dat daardie maaltyd is nie net vir jou nie, maar is vir jou kind. En dis presies waar ons verhaal vanoggend afspeel. Nie by 'n oorvloed nie, nie by te baie nie, nie by veel nie, maar by 'n tafel van laaste dinge. In Safat waar ma besig is om 'n laaste brood voor te berei vir haar en haar kind voor hulle sterf. Maar geliefdes, voor hierdie storie van die ma en haar kind, begin die storie nie eers by haar nie. Hierdie storie begin as gevolg van 'n droogte wat lank reeds aangekondig is. Dit begin by 'n land wat lank reeds besig is om dood te gaan. En vanaf die begin van hoofstuk 17 lees ons van die merkwaardige verhaal van Elia. Nou Elia was 'n profeet van die Here en hy het gedien in die tyd van koning Agab. Die Here stuur dan vir Elia na Agab toe om hom te gaan waarsku. Want toe nou onder die leiding van Agab laat hy Israel vertrou op die sogenoemde koning Baal wat reën en vrugbaarheid voorsien. En daarom kondig die Here 'n droogte aan. Nie net as 'n natuurramp nie, maar as 'n teken dat hierdie sogenaamde Baal wat nou die God is van reën en vrugbaarheid, die Baal kan nie voorsien, sê die Here. Net ek alleenlik kan voorsien. En soos ons later in 1 Konings 18 sien, vervolg Agab dan vir Elia daarvoor. Met ander woorde, Elia is eintlik in gevaar in ons teks vanoggend. So om Elia te beskerm en te versorg, stuur die Here hom eers na Kritsburg toe. En dit is dan hier waar die kraai hom versorg en daarna stuur die Here hom na Safat toe. Die weduwee van Safat. Hierdie Safat geliefdes. Maar dit is dan die einste gebied waar hy hierdie arme weduwee ontmoet. En dit is belangrik dat ons hier raak sien dat hierdie teks gaan nie net oor die wonder nie, maar dit gaan oor hoe God werk wanneer alles opdroog. Wanneer daar net 'n bietjie olie is in die ete. Wanneer daar net 'n handjie meer oorbly. Want presies daar in die arme weduwee se gebied waarna Elia gestuur word. Daar waar daar nie oorvloed is nie, daar waar alles daar nie uitvlieg nie, wanneer dit lyk asof alles klaar is, daar begin God se genade werk. Daarom, lieve broers en susters, kan ons vanoggend eerstens vir mekaar sê, genade ontmoet ons in ons tekort. Wanneer hierdie weduwee dan sê, ek het net 'n bietjie meer, dan kan ons terugdink aan die tye waar ma gesê het, nee wat, ons moet maar wag tot een van die maand. Nee my kind, daar is nie nou. En ek weet nie wie vanoggend saam met my kan saamstem, of wie van u saam met my ja sal sê nie. Maar ek is seker dat net soos ek, het baie van u seker ook groot geraak met net die min. Maar wat die beste hiervan is, daar die handjie vol meel, daar die bietjie olie, daar die min was net genoeg. Meer as genoeg. Want jy sien, God begin nie by die oorvloed, maar hy begin by daai handjie. En ons kan vanoggend vir mekaar sê dat hierdie woorde van God sal voorsien wat ons al jare ken, dat dit ons nie onsself gebeur nie. Ons het geleer uit die wonder van 'n ma se hande. Dat wanneer daar nie genoeg elektrisiteit is nie, was die aand se kos gaar gemaak op 'n vuur. Wanneer daar nie geld was vir nuwe klere nie,
was die naald en garen raad nader gedreid. En ek en daar vanoggend vir God sal voorsien, maar ek het groot geword met die woorde, met die bekommer oor die dag van môre. Elke dag sorg homself. En ons sien dit in vanoggend se teks. As Elia swaar kry, bejammer hy nie homself nie, maar hy stap die pad wat God om aan te sien. In die proses bly God getrou en hy wys duidelik vir Elia dat hy vir ons sorg. Hy stuur hom na 'n vreemde land sodat mense wat die Here nie ken nie, die Here hom gebruik word. En dit wou voorkom asof Elia dalk vir min of meer 'n jaar hier in Kruitsspruit gebly het. En elke dag het hy van die water gedrink en elke dag het die kraaie vir hom kos gebring. En jy kan dink as dit nie gereën het nie, moes die water later gaan begin opdroog. En Elia nes 'n mens soos ek en u vanoggend moes seker ook al benoud en angstig geraak het oor die water wat besig is om op te droog. En hy het ook al seker sy omstandighede so gewonder en gekyk en gedink, maar gaan die Here regtig voorsien? Hy het seker homself ook afgevra, moet ek dan nog steeds vertrou? Moet ek self gaan water soek hierom? En ons is van nature op oorlewing ingestel. Indien ons sien dat ons situasie raak slegter, en dan begin ons self noodwendig oplossings soek. Sodra ons sien dat die Here nie nou gou genoeg volgens ons self oplossings nie, dan begin ons ongeduld wys en ons wonder, is daar dan nog 'n God? En al die vrae kom na vore wanneer ons 'n krisis beleef, wanneer daar nie kos is vir môre nie, wanneer daar net 'n bietjie meer is, net 'n bietjie olie is, dan wonder ons, gaan die Here nog voorsien? En tog gee God weer vir Elia 'n nuwe opdrag. Gaan na Safat toe. Toe hy by Safat opdaag, het hy ook nie gesoek na die weduwee waarvan die Here gepraat het nie. Sy is op sy pad neergesit. Hy kon haar nie miskyk nie. Sy was daar by die ingang van die stad. Met ander woorde, die Here het gesorg. Maar die skrywer wys dan ook 'n ander kant van nood in hierdie teks. Die weduwee wat vir Elia sorg, was die armste van arms. Met ander woorde, God gebruik gebroke mense om vir ons te sorg. Hy sien mense oor ons pad wat al die swaar van die lewe gesien. Net om ons bewus te maak dat ons hulp nie kom van die mense om ons nie, maar deur hom, want hy is die een wat sorg. Maar geliefdes, dis juist hier waar die verhaal nog dieper raak. Want genade ontmoet ons nie net in ons tekort nie, maar genade vra ook iets van ons. Genade vra ook vir vertroue. Want voordat die wonder kom, moet die weduwee eers gee uit haar mond. Wanneer Elia vra, maak eers vir my, vra hy eintlik, sal jy God vertrou met jou naaste. En dan is dit waarom hierdie verhaal so diep raak op Moedersdag. Want baie van ons ken daar diepe liefde. 'n Liefde wat gee, selfs wanneer dit kos. Daarom sien ons tweedens, genade gee, selfs wanneer dit kos. Wat opvallend is dat hierdie vrou van Safat nie eens geweet het dat God haar gekies het nie. Sy het daardie oggend uitgegaan om houtjies te gaan optel. Nie om 'n profeet te voed nie, maar om 'n laaste ete voor te berei. En tog sê God, ek het 'n weduwee opdrag gegee. Nie omdat sy geweet het nie, maar omdat God reeds besig was om in haar hart te bly. En dan kom die ondenkbare versoek van Elia wat vra, mag maak iets vir my, 'n stukkie brood. En geliefdes, dis geloof, om te gee voordat jy sien, om te vertrou voordat jy seker is. Sy het nie gegee omdat sy geweet het die wonder gaan kom nie. Sy het gegee omdat sy gekies het om te vertrou. Met ander woorde, hierdie vrou is gehoorsaam. En dis eintlik wat reg deur hierdie verhaal loop. Die aspek van gehoorsaamheid. Elia gehoorsaam selfs wanneer dit gevaarlik is. Hy gaan daar waar God hom stuur. Hy vertrou selfs wanneer die water opdroog. Maar dan kom ons met die weduwee van Safat en haar gehoorsaamheid kos dat nog meer as Elia se. Want sy het net genoeg vir haar en haar kind. En tog hoor sy, maak eers vir my. Dis hier waar geloof werklik sigbaar word.
Nie wat ons sê nie, maar wat in ons doen wanneer daar min is. En vanoggend ken baie ma's hierdie plek. 'n Plek waar sy nie altyd weet hoe alles gaan uitwerk nie. Maar sy bid, sy hou aan, sy gaan op haar knieë weer en weer. Amper asof sy haar knieë stikkend bid, en toch staan sy weer op en gee sy weer. 'n Plek waar sy swak was, maar presies geweet het in wie sy seën is. Ek lees in die week 'n gedig wat sê, terwyl ek my knieë stikkend geval het sy my knieë versorg deur haar eie stikkend te maak in gebed. Terwyl ek my knieë stikkend geval het sy my knieë versorg deur haar eie stikkend te maak in gebed. Geliefdes, ja, vanoggend staan ons verstom oor die geloof van hierdie arme weduwee. Haar vertroue is diep en haar gehoorsaamheid is kosbaar. Maar die kern van hierdie verhaal lê nie uiteindelik in die grootheid van haar geloof nie, maar dit lê in die grootheid van God se trou. Want hierdie verhaal wil ons herinner dat ons hoop rus nie in hoe sterk ons glo nie, maar in hoe groot en hoe getrou God is aan sy beloftes. En dis juist waar ons die Here sien. Genade vermenigvuldig wat gegee word. In vers 16 lees ons, die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Liewe broers en susters, dit is nie eenmalige genade nie. Dit is daaglikse genade. Elke dag weer genoeg, elke dag weer besorg, want God is groot, onmeetbaar groot, genadig en getrou. En wanneer ons kyk na die lewens van vroue in die Bybel, dan is daar een waarheid wat telkens uitstaan. God se onbegryplike genade teenoor gebroke en swak mense. Sy genade bly altyd weer nuut. Sy geduld is verdraagsaam en oneindig. Daar is altyd nogtans van geloof. Gelowige strekking, ja, ons raak moeg en ons twyfel, ons sondig selfs, maar nogtans bly God getrou. Nogtans bly hulle sy kinders. En dalk is dit die grootste wonder van hierdie verhaal vanoggend. Nie net dat die meel en die olie nie opgeraak het nie, maar dat God se liefde ook nooit opgehou nie. Dit is die wonder van genade. Dit is die wonder van geloof. Die wonder van God se liefde. En geliefdes, baie van ons leef en vertel vandag uit daardie wonderheid, vanuit daardie seën. Baie van ons leef en vertel vanuit 'n plek waar God in haar se gebede vermenigvuldig het. Gebede wat in stilte gebid is, gebede wat op stikkende knieë opgeroep is, gebede deur hande wat moeg gewerk en steeds aangehou liefhet. Want dikwels het ons God se liefde eers leer ken deur die hande van 'n man. Deur haar sorg, deur haar opoffering, deur haar geloof wanneer ons eie geloof te klein was. En soos die meel en die olie nie opgedroog het nie, het God se genade deur haar lewe dag na dag bly vloei. Die wonder van hierdie verhaal is dus nie die meel en die olie nie. Die wonder is dat God se genade 'n seëning word in die hande van 'n man. Ons staan soms stom oor die manier waarop God sy beloftes nakom. Hoe hy gehoorsaamheid toets en ons steeds versorg. Ons sien dit nie altyd raak nie, maar God sorg wel, geliefdes. Soms druk die lewe ons vas. Soos Elia kyk ons na die omstandighede en sien die water raak min en droog en ons wonder, sal die Here werklik nog voorsien? Maar dan skielik stuur God vir jou na jou eie weduwee van Sarfat. Soms is jy die Elia wat nie weet waar môre se brood vandaan gaan kom nie, en dan stuur God vir jou 'n seëning in die vorm van 'n man. Dan besef jy, die Here voorsien, die Here sorg. Soms het plekke waar ons dit die minste verwag.
Want geliefdes, God se genade werk juis daar waar daar min is. En deur daardie genade gee elke dag genoeg. Dikwels deur 'n selfopofferende liefde van 'n ma. En daarom kan ons vanoggend 'n lied van dankbaarheid sing. Daarom kan ons vandag ons sieninge deel, want ons is dankbaar vir 'n ma se liefde. Dankbaar vir haar sorg, dankbaar vir haar genade, dankbaar vir die manier waarop sy voorsien, selfs wanneer daar min was. Dankbaar vir hande wat aangehou gee, dankbaar vir knieë wat stikkend gebind is. Want baie van ons is vandag wie ons is as gevolg van 'n ma wat ooit op 'n groei is. Daarom weet ons, wat ons het, is nie vanselfsprekend nie. Dit is genade. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend kon steun in U woord. Dankie my Vader, Here, vir U woord wat U so kinderlik en eenvoudig as moontlik geskryf het. Maar dankie Here vir U genade. Dankie Here dat ons daagliks kan besef dat ons het, Here, is nie as gevolg van onsself nie. Here, dit is as gevolg van U sorg, as gevolg Here van U voorsiening. En daarom Here kom ons vanoggend Here met soveel nederigheid voor U neerbring en ons is dankbaar. Ons is dankbaar Here vir U liefde. Ons is dankbaar Here vir U genade. Ons is dankbaar Here vir U wonder. Ons is dankbaar Here vir die geskenk van 'n moeder. Vanoggend Here kom ons met alles Here wat ons het, met alles wat ons is. Ons kom buig Here nederig voor U voete neer. Ons kom draai ons moeders Here voor U Here en ons bid Here dat U seën nog altyd verder op hulle sal is. Here, soos U elke dag Here vir hulle genadig is, soos U elke dag Here vir hulle goed was, soos U elke dag Here vir hulle voorsien het, is die hart van my gebed Here dat U so vredig vir hulle sal voorsien. Here, dat U vredig vir hulle so getrou sal wees. Ons bid Here dat wat ook al moeilikheid Here hulle ervaar, wat ook al duisternis Here hulle ervaar, wat ook al swakte Here hulle deurgaan, dat hulle sal weet Here, hulle sittende knieë is vanoggend 'n getuienis van U goedheid. Daarom Here bid ons dat U van tyd sal probeer, Here van persoon tot persoon, dat U Here ons moedig sal aanraak, maar Here ook ons kinders Here wat hulle moet koester, Here wat hulle moet troos. Here wees U so een en elk, saam met ons Here want ons is die kinders, Here ons het U nodig. Daarom Here bid ek dat U saam met ons sal gaan, dat U ons sal lei, dat U ons sal deurdra, nou en dit in alle ewigheid. En Jesus naam alleen. Amen. Baie dankie ook teologiese studie, dankie ook vir jou kragtige woord wat jy vanoggend gebring het. Ons wens ook vir jou en vir die dienststerkte ook met julle studies, waarmee julle ook besig is in diens van die Here. So sterkte daarmee. Ons susters, ons is amper klaar, ons is amper daar. Ek gaan dan nou vra vir ouderling Andrew en Joseph om ons dan die bedankings te doen. Goeiemôre gemeente. Namens die gemeentebedieninge, die verenigings in die kerk, wat ons gou 'n paar afkondigings gee. In die eerste plek wil ons regtig vir die Here baie dankie sê vir die goddelike voorreg om vanoggend saam met ons broeders in hierdie kerk te kan wees. Want as dit vir broeders was nie, dan ons ook nie vandag nie. En ons vanoggend die eer en die lof vir die Here kom gee vir 'n moeder. Dan vir elke vereniging wat hulle bydrae gegee het vir die koop van die presentjies vir die moeders. Van ons baie dankie sê. Ons wil dankie sê vir die dansgroep, vir die sangteam van die brigade, die gebede van die sonnaskool rondom en ook vir die gedigte. Dan wil ons vir Jacques sê baie dankie vir die bydrae by die MC wat vanoggend. Ons wil baie dankie sê vir Hendriks wat vir ons die program by mekaar gesit het. Ons het 'n vergadering gehou op baie snaakse plekke, daar in die kerk, waar die mense kom op dan kom ons op as hulle genoeg het, maar ons dankie vir die Here dat ons ook vanoggend kon doen. En dan wil ons baie dankie sê vir Sister Madeleine,
vir die woorde vanoggend so kinderlik vir ons uitgedraag. Ek dink vanoggend praat sy so met baie van ons wat deur jou ouma groot gemaak is. En ons het baie van hierdie dinge ervaar dat die Here sal voorsien en bly waarom op môre nie. Ek het gister vir die Here gesê die teksie as al onmiddellik moeg is van kerk ek. Want ek was saam met ouma by die gebedskring so oggend 5 uur by die Baptiste kerk en dan weer later by die ons kerk hier. Maar die voetspore van 'n ouma en van 'n moeder is ek vandag weet is so kinders vanoggend hier nie worry oor wat mense van julle sê nie of wat eintlik doen nie. Jou ma se leringe en jou ma se gebiede sal vir jou deurdra. Baie dankie. Ons het susters ons aan die einde gekom van ons erediens. Baie dankie dat jy so aandagtig geluister het, so was daar gesit het. Mag jy ook dan nog vandag geniet, ter ere van u ook. Net so onthou alle verenigings dat jy na die erediens net sal agterbly, alle leierskap van die verenigings. Dan gaan ons laaste lied gaan wees, die slotsang gaan lied van dankbaarheid wees. Jammer, 297, en daarna sal ouder hulle Hendriks dan vir ons die seëndele kom. Baie dankie. nie vergeet nie, daar is nog lekker uistervakkies en koek om te kom na kerk. As jy nou nie by die huis gebak het nie, jy kan net inskakel met die skrywer. Moet asseblief die kerk verlaat sonder jy gekom het.
Dus kom ons ontvang die seën van die Here, ons gaan lewe in sy vrede. Die Here seën jou en beskerm jou. Beklemtoon dat God ons bestaan goedkeer en bevestig. Die Here laat sy aangesig op jou skyn en wees jou genade, dat jy op die vriendelike en liefdevolle toesig van God oor jou. Die Here rig sy aangesig na jou en gee aan jou sy vrede, dat jy op God se intense fokus en persoonlike belangstelling in jou. Maak die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met elkeen van u wees van nou af